Here, baie dankie dat ons kon sing. Dankie dat hierdie woorde is wat so resoneer met ons harte. Here, dat ons kon voel dat dit woorde is wat sê wat die binnekant in die gebeur is. Soms het ons nie woorde as ons wil bid nie. Maar ons dankie dat ons hierdie woorde, soveel van ons kerkliedere het, wat vir ons die woorde in ons mond kan sê, of kan gee, waarmee ons kan loof. Ons sê, Here, dis eintlik, wat ons saam met die kerk en gelowiges, deur ons hele land, en soms deur die wêreld heen vir U wil sê. Baie dankie dat U hier is, dat U ons ontvang het, dat U vir ons hier gewag het, dat U deur die Gees nou vir ons wil rustig maak en ontvanklik maak. Ek wil bid dat ons sal hoor, dat ons harte en ons siele sal hoor. En Here, dat die woorde in ons harte geskryf sal word en dat daar 'n groot stuk vrede in hierdie wêreld van onvrede sal kom. Omdat U gekom het, Here Jesus, omdat Kersfees aangebreek het. Eenmaal, baie lank gelede. Kom Gees van God, skryf in ons harte. En ons wil hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil vanmôre saam met julle weer hierdie stukkie van die Kersverhaal lees. En dit kom uit Lukas 2 van vers 8 tot 14. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het groot geskrik, baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Hierdie woord wat ons eerste moet hoor, die verlosser. Dit is Christus die Here. En dis vir julle teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Die verlosser en vrede op aarde is die woorde wat ons vanmôre hier moet hoor. Daaroor wil ek vanmôre met julle gesels. Wat hierdie woorde vir ons wil sê. Nou, Kersfees bly vir meeste mense die wonderlikste tyd van die jaar. Dis 'n tyd wat daar 'n ander gees is. Dis 'n tyd wat mense se harte oop is en geraak is. Ag, as ons sommer net met die kinders begin, almal maak kersbome reg. Verlede week kwam my dogter, my pa, waar's my kersboom se goed? Ek sê, nee, ek weet nie, hulle is daar in die buitekamer waar hulle sit, maar hulle kry nie goed nie. Maar die kleintjies speel heel jaar met goed, is te pragtig. Die kersboom is opgesit, en toe ek en David daar by die Peloushouse gaan hulle die kalender gee is Carissa besig om die kersboom op te sit, en oral sien ons kersbome, ons sien op die nuus sit die kersboom aan in die liggies, en die wêreld raak geraak met hierdie liggies. Dit is 'n ander tyd. Die geskenke wat toegedraai word en die opgewondenheid en afwagting vir al die kleintjies oogies, die geskenke, Kersfees, presentjies, geskenke. En Kersfees kry ons baie goed wat ons nie andersins kry nie. En die groot mense
wat so dikwels uitsien, die een tyd in die jaar, waar mens soms so baie families as families probeer by mekaar kom. Sien ons uit om net weer saam te kuier, net weer saam te wees, 'n tyd van saam wees, tyd vir liefde. Ons het ons hierdie behoefte. En Kersfees gaan vir baie, maar sê nie vir almal, maar vir baie is dit die saam wees. En ons hoor, dis die tyd van musiek. Kersmusiek is ons net anders. Kersmusiek is anders as ander musiek. Kersmusiek het net 'n ander ritme. Dis klokkies en dis lofsang. En ons hoor dit oral. Ons sing Kersmusiek by die kerk, ons het Kerssangdienste. Oral sien jy dit Kersfees en jy hoor die gees van Kersfees. Jy hoor die Kersmusiek oor die radio. As jy in 'n winkel instap, sien jy dit en jy sien almal die Kersversierings. Kersfees, dis Kersfees. Want daar was 'n kind gebore. Waar selfs die engele laat sing. Kerstyd is sing. Dis lof. Dis vreugdegoed. Dan as 'n mens soms gaan stil sit. En raak so oomblik stil, jy sit alleen, dan wonder jy. Maar wat het dan nou verander? Van Kersfees af tot nou. Waar ons hierdie ding hoor, tyding van groot blydskap, die verlosser is gebore, en hy sê daar, vrede op aarde, blydskap, lofsinge, vrede op aarde. Wat het dan verander? Want die wêreld wat ek en jy ken, is 'n wêreld wat vir my lyk, is 'n tyd van meer dan die grootste onvrede in die geskiedenis. As oorlog in Oekraïne, as oorlog in Israel en Gaza, as oorlog, moord en doodslag op so baie plekke. Onvrede in ons families, in ons huise. Moord, doodslag, pyn, geweld. Wat het dan verander? Wat het geword? Moet ons dan nou dink oor hierdie vrede en die blydskap van goeie tye. Lorika Raug sing 'n lied, Hot Gates. Ek weet nie of julle dit al ooit gehoor het nie. Ek het dit gelees, toe ek so 'n bietjie lees oor Kersfees, toe lees ek het hervormde predikant, ek dink in 2019 het hy 'n preek gehad, waar hy hierdie verhaal vertel, en dit het my aangegryp, te verwys hy na hierdie lied, Hot Gates. Nou, hierdie lied begin, waar 'n klomp name genoem word, so hy begin dan noem sy name, oor die hele wêreld heen. En al hierdie name is name wat gaan oor oorlog, geweld, verwoesting in die geskiedenis. So dit is 'n tyd van geweld en lyding, is 'n tyd van donkerte. En dan sing sy hierdie lied. Dis hierdie wat dan vir ons, as ons kyk, dis geskiedenis in ons wêreld vandat Jesus gekom het. Wat jy hierdie geweld voor jou sien as jy hierdie stede se name hoor. Dan vra ons weer, wat is anders nadat hierdie baba gebore is? Waar is die vrede waarvan hierdie engele gesing het? Want dis miljoene wat sterf na hierdie aankondiging. En as ons nader trek aan ons, daar's ook miljoene wat daagliks sterf, juis omdat hulle Christen is. Die ouens wat gehoor het, daar's 'n kind vir jou gebore verlosser, die vredevors, wat vrede kom bring het. En dan as 'n mens hierdie verhale lees, dikwels van Christene wat gesterf het, dan is
die ongelooflike, veral as 'n mens wat sommer die Bybel begin lees van Andreas, toe hulle hom doodgegooi het vir sy geloof met klippe. Dwars deur die geskiedenis het hulle mense hierdie getuienisse van miljoene gelowiges wat gewelddadig sterf, en terwyl hulle daar sterf, en as hulle laaste asem uitblaas, dan hoor jy nie verwyd oor hulle lippe nie. Maar jy hoor, jy sien dat hierdie ouens in hierdie geweld en die pyn wat hulle aangedoen het, hand uitsteek na hierdie kind wat gebore is. Wat hulle vashou aan die feit van sy koms, dat hulle met 'n loflied op hulle lippe sterf en 'n mens vra, hoe kom dan? Hoe bring 'n mens hierdie goed op? Hoe is daar dan nog 'n loflied te midde van hierdie onvrede? Wat het dan verander? En dan het hierdie ou dit so ongelooflik gestel, toe sê hy, want hierdie kind het 'n perspektief gebring wat nie voorheen daar was nie. 'n Nuwe perspektief. En dan sê hy, dit word opgesluit in die laaste slotwoorde van hierdie lied, Hot Gates. Dit eindig nie net met ellende en swaar kry nie. Kom gooi vir my daar so op die bord. Sy begin hierdie, as sy daai slegte woorde sê, dan sê, I can see a fiery glow, I can see a horseman on the run, oh my daughter, oh my son. Dis sleg, dis oorlog, dis vuur. Ek sê, my kinders, dan eindig hy met hierdie ander woorde. Dan sê hy, there's another song that will be sung. There's another bell that must be rung. There's another city, I've been told, where the streets are paved with gold. Dis die belangrikheid, dat hierdie skrywer hierdie lied skryf. Daar's geweld, daar's pyn, daar's seer. Maar hierdie ouens wat kan vasbyt sê, want ons weet, daar is iets anders. Dis hierdie perspektief, dit is waar die lof nog steeds kan sing. Die perspektief. Hierdie lied van die pyn, van die stede en die geweld en die moedeloosheid. O, my kinders, my seuns, my dogters, wat gaan word? Wat gaan word? Dan sê sy, daar's 'n ander lied wat gesing sal word. Daar's 'n ander klok wat eendag sal lui. Want daar's 'n ander stad. Nie hierdie stede wat die memories het van die geweld en die verwoesting nie. Daar's 'n ander stad waarvan ek gehoor het, waarvan die strate in goud uitgelê word. Soos hierdie perspektief, daar kom iets groot, daar kom iets meer, daar's 'n ander lied. Want Jesus, hierdie baba wat gebore is die vredevors. En hy het gekom om dinge anders te maak. In hierdie onvrede tyd het hy gekom sodat ek en jy hier binnekant, te midde van alles, te midde van hierdie chaos, vrede met God kan vind. Dat ek met 'n loflied kan sing, want kom met hierdie ouens 'n loflied gesing, want hulle het geweet ons is op pad na hom toe. Jy kan hierdie liggaam seermaak, jy kan hierdie liggaam verwoes, jy kan my liggaam in stukke kap, jy kan my voer vir wilde diere in die arenas, maar as ek hier sterf, gaan ek na hom toe. Dis die verskil. En niks kan daarin verander nie. En Sondag as ons kerk toe gaan, dan behoort die kerkklok vir ons te kan herinner. So daai klok hoor, dan kondig dit aan. Hier's 'n fees, hier's 'n byeenkoms. Gelowiges kom hier bymekaar, want dit was Kersfees. Want die seun van God wat gebore is, het gekom dat die toekoms nie donker is nie. Al sien jy donkerte buite, daar's iets wat groter is. Iets wat groter is, dis hierdie nuwe perspektief. Hy
wat gemaak het, hierdie seentjie, dat ons onsself nie meer sien as stikkende mense, hooplose mense, moedelose mense, verlore sondaars nie, maar dat ek en jy na onsself kan kyk en sê, ten spyte van my swakhede en tekortkominge, kan ek myself sien, deur hierdie seentjie en wat hy gekom het te kom doen het, sien ek myself as 'n verloste sondaar op pad hemel toe, en niks kan dit keer nie. Omdat hierdie seentjie gekom het, kyk ek nie vas aan hierdie lewe se pyn en swaar en dinge nie, want daar's nou iets meer, 'n ewigheid meer. As hierdie wêreld eindig, dan is dit nie, ons het die stryd verloor, oud geword, siek geword, geweld wat dit beëindig nie. Nee, daar's 'n ewigheid meer. Dis wat Paulus so hard aan gewerk het om vir die mense te sê. Daar's iets meer. As hy in 1 Korintiërs 15 kom skrywe, vers 19 en 20, dan wil hy heeltyd sê, die fokus moet geskei word. Hy wil vir ons sê, julle kyk net vas in hierdie seer en sê, wat het verander? Wat is die use? Wat is die sin? Dan sê Paulus, as julle net vir hierdie lewe julle hoop op Christus vestig, is julle die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, hy's opgewek uit die dood. Daar's meer, daar's 'n ewigheid meer. Die eintlike, en dan skryf hy van hierdie mense en hierdie liggaam, 'n kleipot wat maklik breek, maar daar's 'n, en hy sê, dis 'n tent wat skeur, sê daar's 'n vaste gebou by God. Dis tydelik. Of ek my liggaam sien as 'n tent wat verweer en skeur, en of ek my liggaam sien as 'n kleipot wat maklik breek, dan sê hy, want hierdie is tydelik. Daar's 'n ewigheid meer, 'n vaste gebou by God, ons ewige bestemming. Dan beteken dit, omdat hierdie seentjie gekom het, al lyk daar buitekant na hierdie verskrikking, dan weet ek binne dit, is God in beheer en sê, niemand en niks sal jou uit my hand uitruk nie. Want omdat daardie seentjie gekom het, het hy kom volvoer wat God in gedagte het, het hy die verlosser kom word. En as ek en jy onkeerbaar as gelowiges op pad hemel toe. So as die vraag dan is, wat dan van nou hier? Wat is nou anders nou dat Jesus gekom het? Dan mag ek en jy weet, ons hoef nie meer soos die mense in die ou tyd, voordat Jesus gekom het, te leef in hierdie moedeloosheid en vreesagtigheid vir die dag as die Here kom nie. Hierdie ons wat na tempel toe gegaan het en offers gevat het en voor die Here kom huil het, Here, ons het gesondig. En hulle bring elke keer offers en hulle offer dit. En lees jy die Hebreërboek, dan sien jy hierdie amper donker ding wat hier ons in die koppe gehad het, wat ons herinner. Maar hy het gekom, die ewige hoëpriester, die sondelose, wat nie soos al die ander priesters eers vir homself moes gaan offer het, vir sy eie sonde, dan vir die volk 'n offer gebring het, en dan daar binnekant in die allerheiligste moet hoor, Here God, ek staan hier namens hierdie mense wat die buitekant moeg en moedeloos is nie, en ek bring hier 'n offer, wil jy nie genade betoon nie, en God sê vir hom, gaan sê vir die mense, ek het julle gehoor. En dan kom hulle maar weer, want ons sondig maar weer, ons is mense, ons faal al meer. Dan sê nee, ons het 'n ander prentjie. Die ewige hoëpriester het gekom wat nie sonde het nie. En hy het net een offer gebring, dit is homself. En hierdie offer het die sonde vir ewig weggevat. En hierdie hoëpriester, toe hy gesterf het, het daar die allerheiligste se gordyn in twee geskeur. Is net eenmaal per jaar wat die hoëpriester in die allerheiligste ingaan het. Jesus, die Hebreërboek sê, hy was die anker al agter die voorhangsel.
Dis oopgeskeur sodat ek en jy enige tyd, enige dag, op enige plek nie meer kerk toe te kom of 'n tempel toe te kom of waar ook al nie, maar waar ek is, weet ek het hy Immanuel geword, die God in ons, by ons. En kom sê hy vir my, ek is gered. Ons vrees nie meer die dood nie, en 'n onsekerheid wat op ons wag nie. Want ek en jy weet, hy het gesterf. En hy het opgevaar na die hemel. As die eersteling, sê daar die 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou word opgewek uit die dood as die eersteling. En almal wat gesterf het, sal opgewek word en saam met hom gaan. Dis die perspektief, nie meer verlore nie. Jesus het gekom en daarmee het God kom sê, so lief het ek julle, dat ek julle sonde weggewas het, dat ek die hemel en die toegang vir julle kom waarborg het, dat julle weet watter geweld, watter pyn, watter oorlog ook al in die wêreld is. Die groot oorwinning is behaal. Dit wat tussen jou en God vyandskap kom bring. Wat vir ons kom sê, die dood is nie net die einde nie, maar die dood is ook 'n begin, die begin van iets beter. Dietrich Bonhoeffer is vir sy geloof in die tronk gesit en later aan, as ek dit verhaal reg onthou, is hy voor 'n vuurpeloton gesterf vir sy geloof. Toe hom kom haal om hom te gaan skiet, toe groet hy sy mense, toe sê hy vir hulle, daai ouens wat saam met hom self was, toe sê hy, dis die einde. Hier, maar vir my is dit die begin. Dis die perspektief wat gekom het. Wat het verander? Wat het verander? Omdat hierdie kind gekom het, het alles verander. Hulpelose, vreesagtige sondaars wat vasgevang is in die swaar van hierdie wêreld geneem, daar's geen hoop nie. Word verander in hoopvolle, begenadigde kinders van God, wat weet ten spyte van watter omstandighede ook al, niks kan my in die hand van God ruk nie. Niks kan my keer. Dat daar baie meer is as die stryd in hierdie wêreld, baie meer, 'n ewigheid meer, 'n tyd wat kom, dat ons vir ewig saam met die koning by die hemelse feesmaal gaan sit. Ons verlosser het gekom, Jesus, die vredevors. Wat nie gekom het vrede vir die wêreld nie. Sê ek gee vir julle ander vrede, nie die vrede van die wêreld nie. Gee vir jou die vrede hier binnekant, dat ek en God reg is. Dis die perspektief. Dis die wonderlike van dit wat verander het. En as ons vandag dus vasgevang word in hierdie goed en sê, waar is die vrede, waar is hierdie goed? Dan wil die Here vir ons sê, die goed is in jou hart, die goed is in die toekoms, die goed lê aan die einde van hierdie wêreld, die goed lê in dit wat die vaste gebou kom oopmaak, waar ek en jy weet ons kan triomfeer, wat beteken dat ons saam met die gelowiges oor die eeuwe kan sê, ek steek my hand aan u toe uit, Here, want wat ook al, niks kan ons skei van die liefde van God, wat in Christus Jesus ons Here is. Kersfees het gekom. Daarom is daar meer, ewigheid meer, en heerlikheid. Die dood is 'n einde, maar ook nie 'n einde nie. Dan is die begin van die eindelike. Mag ons daarom dan Kersfees sing, met vrymoedigheid sing, en regtig sing, en vir hom vra, Here, gee vir my 'n loflied wat kom my dankbaarheid, dat ek kan weet, niks kan my skei van u liefde nie. Dankie dat u gekom het, Here Jesus, kom, dra hierdie vrede in my hart. Amen. Hemelse Here, baie dankie
dat ons kan besef, as ons hierdie perspektief het, as die vredevors gekom het, dan was dit die vrede, dat hierdie wêreld nie die finale sê het nie. Dat ons swakheid en tekortkominge nie die finale sê het nie. Maar dat die liefde en die mag van ons hemelse Vader die laaste sê het. En die inwoning van Jesus Christus in die sterwe en betaal aan die kruis en die gereedmaak van ons plek in die hemel en die Gees wat ons wil ondersteun en vir ons wil die vrede boodskap hier binnekant gee, dat ons daarin sal vashou. En dat ons in hierdie wêreld dat baie mense bemoedeloos raak omdat hulle net hier vaskyk, omdat hulle bejammenswaardig is, omdat hulle vaskyk aan nou hierdie lewe. Help ons dat ons in hierdie wêreld vir hulle toekomsboodskap sal illustreer. Hierdie is nie die einde nie. Ons is op pad. En in hierdie wêreld maak ons gereed en is ons dankbaar, weet ons, omdat U gekom het, is ons meer as oorwinnaars. Want U gee vir ons genoeg genade. Dankie daarvoor. Mag hierdie Kersfees vir ons iets baie spesiaals wees. Want ons het iets om aan vas te hou. Iets baie meer is wat ons gedink het. 'n ewigheid meer. Saam met ons Here, saam met hom in die hemel, die feesmaal van die Lam.